Hartlike goeiemôre, good morning. Hallo daar. So lekker om weer in julle geselskap te kan wees. Natuurlik het ek vandag nog 'n doring saamgebring om saam met my tussen die rose te feature. Rian? Dit is lekker om hier te wees, baie welkom op goeiemôre, good morning. Ek moet saam met julle blykbaar 'n bietjie aanbied, so ek gaan. Jy weet, die is ons nou. My gaste, dames en here. Dankie. Wat gaan jy volgende vir ons vra, Rian Benardi? Wel, julle moet my eers vertel hoe lyk die weer en dan moet julle my sê wat gaan in Pretoria aan. Ek wil 'n bietjie weet, jy weet. Dit is lekker om jou hier te hê. Lekker om hier te wees. En van my kant af wil ek ook net sê baie dankie vir die voorreg om een van jou gaste te wees. Dit is so groot plesier. Ek het so goed navorsing gedoen en my huiswerk gedoen dat ek nou vir jou sal kan sê wat in jou program gebeur vandag. Wil jy hoor? Asseblief, dit sal fantasties wees. Goed, so ons het 'n program wat behoorlik uit sy naad te bars. Ons begin by digitale kreatiwiteit met Canva Africa en draf dan oor na die cricketveld waar die jong cricket uitblinker JJ Basson by ons kuier. Ons kyk ook na kuns vir die siel saam met Nadine Vosloo. Ons vind uit hoe 2 studente van die Nelson Mandela Universiteit besig is om die wêreld van ontwerp te verower. En moet dan ook nie vroeg aanbeweeg nie, en die pad vat nie, want Rian Benardi, waar is hy? Ek weet nie, hy's bietjie laat. Hier met sy nuutste trefverlof. Ja, en aangesien julle mos sy gaste is, gaan julle dan later saam met hom sing. Yes. Dis my beeld vandag. Waar's Arnold? Arnold sal dit doen. Hy sal lekker saam sing. Ja, nee, baie. Luister nou, die oggendpraatjie wat ek vanmôre met julle wil deel. Dis net een van daai wat ek wonder, is dit nou die waarheid? Is dit nou 'n hoax? Wat gaan hier so aan? Yeah. You know what? Fact or fiction, to be able to differentiate these days is very difficult. So let's see what you got. Dis soos as ons die fotootjies op die video sien, dan dink jy nou, is dit nou KI of is dit nou... Ja, exactly. Alright, ek moet net vir julle sê. Mense, ja, hierdie storie is natuurlik op Facebook raak gesien en hy doen die ronde en ek weet nou nie of dit 100% waar storie is en of iemand net 'n briljante sin vir satire het nie. Dis te sê, dit is nou te goed om nie te deel nie. Want hoekom sal nou 'n storie in die pad van die waarheid staan, veral 'n goeie storie. Die plasing lees as volg: 'n Pretoria man wat na bewering probeer het om by 'n huis in te breek, het na berig word 'n informele klag ingedien van die ander kant van die doringdraad. En hy voer aan dat Suid-Afrikaanse huiseienaars wetlik verplig moet word om aan inbrekers 'n veilige en waardige vlugroete te verskaf. Volgens bure het die vermeende inbrekers suksesvol die eiendom betree, maar het daarna beleef wat sekuriteitskenners nou noem 'n onverwagte meningsverskil met die fisika. Terwyl hy probeer het om te vertrek, getuies sê die inbreker het aansienlik meer tyd hangend aan die heining deurgebring as wat hy binne die huis deurgebring het. Na die voorval het die fiktiewe Suid-Afrikaanse Vereniging van Professionele Huisinbrekers 'n sleepverklaring uitgereik waarin hulle veroordeel wat hulle vyhandig argitektuur noem. Die organisasie het na bewering nou regulasies voorgestel wat vereis dat elke eiendom 'n noodinbreker uitgangshek moet hê, volledig met nie glyvloere, handreëlings en verligte tekens wat lees: "Dankie vir jou besoek, verlaat asseblief veilig." Met al ons goed in jou hande het jy uitgehuis het gestuur. Baie dankie. My versekeringsmakelaar het juis gewonder hoekom het hy nog nooit by my kom kuier nie. Hierdie is strooi, dink ek. Ek dink ook so. It has to be. I mean, like, I think just with the amount of like break-ins and stuff that we do have to deal with, unfortunately. Ons is op die stadium waar ons nou net bietjie kan lag hieroor en ek dink hierdie is verskriklik skerp en baie snaaks. But I can't say that I think it's true. Ja. Klink vir my ook 'n bietjie absurd. Ek dink die beste sal wees is as iemand net vrywaringsvorm invul voordat hy actually inbreek. Jy kan dit op 'n paaltjie vorm los en sulke tipe goed. Dit maak nogal sin want die ouens is nou al verby beware of the dog of onder surveillance en Dis maar net die volgende natuurlike stap. Imagine as jy nou vir ou dae, jy weet, na die hekkie en alles. Teken net gou vir my hierso voordat jy inkom. Net voordat jy inbreek asseblief. Ja. Ek dink as mense na die plasing gaan kyk, is dit net so mal vir my dat baie mense die storie glo en hulle dink dit is die waarheid en ek dink ons is net soos wat jy vroeër gesê het Pieter, ons is net so oorweldig met KI en goed wat regtig lyk asof dit die werklikheid is en dan is dit nie en dan deel mense dit ons het die ding van die fopnuus en hier en al daai tipe goed. So I think people are just getting more and more gullible as technology and stuff is kind of
advancing, dit is so moeilik om te sien wat is die feite en wat is nie. Ons kyk uit vir daai bordjies. Baie dankie Rian. Ja. Dis 'n slim plan. Plesier, En my die vriend. vrywaringsvorm. Die vrywaringsvorm. Yes. Teken net gou-gou, dan is jy welkom. We do have another interesting story for Oggendpraatjies this morning, and it comes from South Korea. Researchers from the Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, and Stanford University in America have developed a futuristic piece of wearable technology that could one day help people get dressed without lifting a finger. The technology, called SWAG, I love that name, it's short for self-wearing adaptive garments, and it uses air-powered robotic vines that are built into the clothing. So when activated, the inflatable structures slowly expand and guide the garment onto the wearer's body, turning the fabric inside out as it moves. Now, the idea was inspired by researcher Kim Nam-gyun, who wondered how useful it would be if a raincoat could automatically put itself on while someone was cycling in the rain. Hierdie is nou weer iets wat amper dit klink te goed om waar te wees, but this is actually something that has been researched en iets wat wel nou hulle het probeer dit, hulle kyk om te sien hoe dit werk en so, maar ek dink dit is nogal redelik gerieflik. Ja, Ja, 100%. so, dit voel nou vir my is Back to the Future. Woep, druk 'n knoppie en dan het jy 'n baadjie aan of iets anders op. Nie waar nie? Ja. 100%. Verstaan ek dit reg? 100%. Ja. Ek dink net as ek vinnig iets rondom dit kan sê, Ja. dit sal baie handig raak vir mans wat hulle anniversaries vergeet. Ja. As jy hom die hele tyd half op jou kan hê soos die baadjie en jy vergeet actually, dan kan jy net vinnig gou vir jou tax aantrek, verstaan? Dit is 'n baie goeie idee. En dan verras jy jou vrou gou by die huis en soos ek het vergeet, maar dan druk jy die knoppie en dan ewe skielik het jy 'n tax aan. Soos surprise, ek het nie vergeet nie. Ek het nie vergeet nie en dit is nogal redelik indrukwekkend. Presies. Maar dit is 'n regtig oulike manier. Ek dink ook nog 'n plek waar dit nog regtig handig te pas kan kom is mense wat gestremthede het, mense wat met gestremthede lewe. Dit sal vir hulle lewe so baie vergemaklik. Ja. Ek dink dit is regtig 'n baie goeie idee, maar hoe duur gaan die ding nie wees nie, hoor. Veral die entry level nommertjies gaan natuurlik 'n paar randjies kos. En ek sal graag 'n proefkonyn wil wees om te gebruik. Ja. Ja, 100%. Elsa, watse kledingstuk sou jy sommer net wil laat transform? Ek dink my slaapklere. Yes. Verstaan, as ek in die aand by die huis kom na die nuus, dan wil ek net 'n knoppie kan druk en kan gereed wees om te Ek gaan het nou slaap. gedink jy's 'n seemeisie, jy gaan sê my swemklere, daai bikini. Hi Pieter, ek hardloop mos sommer in die see met my jeans aan, soos wat Karen ooit sê. Met jou geskeurde jeans. Hier gaan ons nou alla kragte. Ons maar baie dankie. Dit was nou baie lekker geweest. Rian, ons sien vir jou gerus weer Binnekort. later. Luister, soek jy nie werk nie? Wil jy nie Nee, maar ek wil graag hê my gaste moet hierdie storieetjie klaar maak en dan Okay, ek maak klaar. Ek gaan gou 'n bietjie koffie drink, okay? Bly jy net waar jy is. Ons gaan koffie drink. Hy gaan koffie drink. Ons gaan 'n ander aanbieder soek en dan is ons weer terug. Hier by goeiemôre. Good morning. Ja, goeiemôre. Ek gaan dan nou maar hoor. You're watching Goeiemôre, good morning. Creativity and digital skills are becoming more important now than ever, whether you're a teacher, a learner, an entrepreneur, or someone building your career. Canva has become one of the world's leading visual communication platforms, helping people create everything from presentations and videos to marketing material and educational resources. In South Africa, Canva Africa is expanding its focus on education, entrepreneurship, and digital skills. Joining us now to talk about how technology is helping people create, learn, and grow is Bianca Sibia. She's the head of Canva Africa. Bianca, a warm welcome to Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. How are you all? Very well, it's lovely to have you. For those who might not be familiar with Canva as a platform, what is it and what makes it useful for everyday people? Short story, it's an incredible design tool, the productivity tool, and it was initially put together by our two founders who were both in the education sector.
And they were like, we need to design something that the average person can use. It shouldn't be just exclusively for designers, so people that have high proficiency and be able to design stuff. So Canva is essentially a very beautiful platform that allows you to do pretty much anything, from figuring out how to design your CV, how do you put together presentations for maybe a project you're doing at work, to how to utilize the AI using your voice as an example, as a teacher, in order to maybe upskill and create the most beautiful presentations for your classroom lessons as an example. So it's such a powerful tool, and we've done quite a bit of work to figure out how do we land it in South Africa. And like you said, for teachers, for students, for first jobbers, those who are studying at university, and of course, those who are business owners as well. Yeah. Why is access to digital creativity so important in the world we live in today? Look, the reality is, and I mean, I was just listening to your previous story about swag, which is such a genius idea, by the way. Adoption of, I guess, technical tools now more than ever before is so important because the world that we live in now, things are expected to be done a lot faster. And I think one of the things that I've learned with using so many different types of tools, including Canva, is that your productivity can be so much more faster because it gives you then the time to be able to think and be creative and actually conceptualize what you need to do on a day-to-day basis. So I think for the average person, we have a job to do as Canva to be able to help them upskill and actually find value in, adopting digital tools in their day-to-day lives so that it makes sense for them, whether it's for creative, for business, for learning, and more. My son is in grade 5, not grade 5. He's been using Canva since grade 5. He's now in grade 6. His Canva skills are way beyond what I can do. And what I've noticed is that Canva has seen a major amount of growth in South Africa's education sector. Why has education become such an important focus for Canva Africa? Firstly, I love that your son is using it. I think it's great that they are early adopters of it. For our focus in South Africa, because it is one of our landmark countries, as it were, we're focusing heavily on working with both the Department of Education as well as the South African Council of Educators. And the reason why we've gone that particular route is, one, Canva is 100% free for all schools, so high school and primary schools. And how we've worked that is the platform itself is designed specifically for education. So the public viewing version of Canva versus what you would see as a teacher and as a student is very different because the content in there, CAPS curriculum, IEB, the templates that you find, all of that is designed to be able to make it a bit more optimal for the teacher, for the pedagogy, and of course for the learning of the students, right, which is so important. I'm also a parent. My son, for example, he learns through visuals. He doesn't learn through reading. And I mean, I'm sure you can relate to this, Roz. Back in school, we were given photocopies of pieces of paper, and that was where our lesson plans were. Whereas now, attention spans demand visual learning. So I think it's important that with the work we're doing with schools, and there's 13.5 million learners in South Africa, so they do need the help. But the teachers are the ones that we want to empower to, in order to unlock that in the classroom. Yeah, and that's so great because there's only so many worksheets that you can come up with as a teacher. And now you've got this Canva for Education platform that really does encourage teachers and inspire them. Can you tell us how Canva for Education and teachers and learners all work together to benefit from the platform? Great question. So I think the most important thing is, yes, we are in South Africa and the app is global. So just for context, we've done a lot of work on the back end to just address things like language. So Canva, as an example, has 19 languages from the African continent. So we also do things like making sure that we have Zulu available, Xhosa, Afrikaans. So yes, you can switch your app to a different language. For teachers, what that means is the partnerships that we have in place with the South African Council of Educators means that this unlocks not just yet, you now have the premium version of Canva that you can start utilizing in the classroom. We're also focusing on how do we create accessible, accredited professional development tools for the teachers. Secondly, they can also earn their points, right, as a teacher in order to be able to manage their delivery on a day-to-day basis. And of course, the most exciting thing is the practical tools. How do they utilize it in the classroom? So you mentioned the PDFs and the photocopies. How do they pull that into what is a visually stimulating execution for their students in the classroom so that they can learn? Because that's the most important thing, right? We want to inspire the students so that learning becomes fun.
The teachers are not spending 7 hours a week doing admin, and they now can create the most beautiful presentations for their students. This is really such a great partnership. Bianca, there's a lot of conversation around AI in education. How is Canva using AI to help teachers and learners? And how do we make sure that it supports the teachers rather than just replaces them? So as we onboard every school and as we work through the digital acceleration and the learning for the teachers themselves, the most important thing, of course, is the AI features within Canva is managed by the teacher. It's not managed by the students. So the access for the students themselves is only purely managed by the teacher itself. And that will be decided by him or her based on the lessons that they're working on. The AI that we've seen, just from the experience of seeing teachers utilizing in the classroom, I met a teacher yesterday who's done the most incredible website designs, which her students managed as part of a task for maths. Right? So that just gives you an understanding then that the opportunity of how the tool is used, the safeguards that we have in place within the platform, and the opportunity for the kids to be a lot more interactive in the lessons through the usage of the tools and the templates as well as the AI features obviously is managed by them in the classroom. So I think it's very exciting. We've seen such phenomenal executions of what teachers are able to deliver. I think it's brilliant because, you know, we used to, back in the day, you had your creative subjects and then you had your subjects that were for if you wanted to become a doctor or a scientist or a microbiologist or whatever, and they never intersected, and now they are. And I think that's so fantastic. So looking ahead, what is Canva's vision for empowering more South Africans through creativity, technology, and digital skills? So beyond schooling, of course, so the work we're doing within the Department of Education, we're also doing a lot of work to mobilize what that looks like for small business owners, your pandapreneurs, entrepreneurs who are just starting out, those who've just left university as an example. I think the opportunity to utilize a platform like this to run an entire business when you're one person is exponential because, again, the tools are there. The AI obviously is growing on a daily basis. And of course, the features that we have from templates, being able to set up a website, have a full marketing team, the opportunities are endless. So obviously we're growing that sector as well. And then of course, the expansion into the rest of the continent. You know, we're focusing heavily on replicating what we're doing in South Africa into Kenya, Nigeria, Rwanda, Senegal, and so many more other countries to empower not just the education sector, but the populace at large. Yeah. And I mean, it all starts with education and it starts with the kids at the bottom. And I mean, who knows where we're going to be in terms of the creativity and how that links to technology in the future. Bianca, thank you so much for joining us. This has been such a lovely chat and you're welcome back anytime. Thank you. Sure. Canva doen baie lekker goed in Afrika en dan in die wyeer wêreld ook. It's really, really exciting to see. Bly net waar jy is. Ons is nou terug met sport. JJ Passon is 'n jong uitblikker op die cricketveld en hy gaan met Arnold gesels oor waar sy loopbaan heen gaan. I think there's a lot to look out for. Hierdie is goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Daar's 'n nuwe energie in ons nasionale onder 19 cricketspan en die manier hoe hierdie jong manne tans die veld oorheers is iets om te aanskou. Te midde van hierdie spanpoging het een jong man uitgestyg, JJ Passon, het die cricketwêreld met 'n massiewe 10-paadjie vertoning behoorlik laat regop sit en hy kuier vanoggend saam met ons in die ateljee. JJ, wonderlik om jou saam met ons te hê en baie welkom. Jy het 'n wonderlike toets al twee toetse teen Engeland gehad. Vertel vir ons eerstens hoe dit was om uit te stap met die Protea op die bors. Ja, dis 'n baie groot eer. Ek dink om jou land te verteenwoordig en ja, jy's amper 'n bietjie nervus wanneer jy daar uitstap want jy weet jy gaan nou iets baie spesiaals doen, maar dit was ongelooflik lekker. En hoe het jy jou senuwees onder beheer gehad? Ag, ek dink ek het maar net lekker diep asem gehaal. Ek net myself herinner is maar 'n game en ek geniet dit en ag, ek speel maar saam met my vriende buite, so ek het maar 'n bietjie die senuwees bietjie minder gemaak. Wie het eerste cricketbal in jou hand gesit en hoe het dit van daar af gegaan? Dit was definitief my pa. Ja. Ek kan onthou ons het vele middae na werk het ons in die tuin cricket gespeel. En ek dink in graad 2 in die laerskool het ek
dit eers begin speel saam met die laerskoolspan en van daar af het ek net verlief geraak op die sport. En wanneer het jy besef jy het 'n talent hiervoor? Ek dink ek sal sê in my graad 8 jaar, so in die hoërskool sit maar alles vir in perspektief en ek dink ek het toe besef hoor ek kan regtig baie ver gaan met hierdie as ek hard werk so. En waaraan het jy eers gewerk? Definitief bowling. Ek het dit baie daarvan gehou. So dit was 'n groot passie van my en ek het hard daaraan gewerk en seker maar oor die jare het dit maar my main skill geword. Is daar 'n bowler wat jy nou opkyk wat jy dink, ek wil doen wat hy doen? Definitief Mitchell Starc van Australië. Hy is my rolmodel wanneer dit by cricket kom. Ek hou daarvan om YouTube video's oor sy masterclasses en daai goed te kyk en ek sal graag eendag 'n IPL toernooi wil speel waar hy nog betrokke is as 'n spanmaat, as 'n opponent, maar ek sal baie graag daarvan hou. Ek is seker jy gaan beslis daar uitkom, geen twyfel aantrek nie. Om vinnig te bal is 'n kuns, nie waar nie. Waaraan dink jy as jy regtig vinniger wil bal, want elke bal probeer 'n bowler so vinnig as moontlik bal of al dan nie. Wissel jy af? Nee, om vinnig te bal, jy probeer maar altyd vinnig bal, maar ek probeer nie te veel daaraan te dink nie. Ek probeer my bowling nie oorkompliseer nie. Ek sê net vir myself, hou dit eenvoudig, energie, en net geniet dit. En dan gebeur alles maar van self, want dan weet ek is myself en dan bou ek op my lekkerste. Jou 7 vir 77 is heel duidelik 'n baie spesiale syfer en dis nie iets wat baie mense sommer maklik kan doen nie. Wat het dit jou laat dink aan waar jy dinge kan heen neem? Staan kop Proteas toe uiteindelik? Ja, dit was 'n baie spesiale ek dink dag vir my en ek het regtig gedink dat ek definitief dit het om dit te maak in die sport en nogals hoog op te gaan. So ek sien uit om te sien wat die toekoms in het en ja, kan nie wag nie. Ek sou aanneem die afrigtingspan het planne gemaak met die kolwers wat julle voor moes bal. Hoe werk mens aan daai planne en hoe onthou mens op die veld wat die afrigters sê? Byvoorbeeld die ou het 'n probleem want hy hang sy kolf uit en ons kan hom in die glippe laat vang, daai tipe van ding. Hoe dit uitgewerk vir julle? Ons het maar spanvergaderings waar ons almal sit en die Engelse span en ons opponente gewoonlik maar half analiseer en notas maak en dit help omdat ons 11 ouens op die span is, onthou almal ietsiekie anders en dan wanneer in daardie oomblikke is waar jy dalk bietjie vergeetagtig is, dan is dit altyd lekker om 'n spanmaat te hê wat op jou skouer tik en vir jou sê onthou net hierdie, hy hang sy kolf, hierdie is die channel wat ons wil bal, so ja. Julle kry nie op julle ouderdom baie kans om soveel tyd in die veld te spandeer nie. Altoe hierdie toetse was 4-dag toetse. Hoe voel jy teenoor die korter spel, die eendagspel en langer spel, die 4 dae? Ja. Dit is definitief baie langer, ek kan dit voel. Jy voel dit half na die game in jou lyf, maar dit was baie lekker. Ek het dit baie geniet. Ek dink dit was vir my lekkerder om die lang formaat te speel. Dit gee meer tyd om 'n batsman uit te werk. Dit vat half die game terug na sy oorspronklike weergawe toe en dit maak dit eintlik 10 keer lekkerder om te speel. Met toetskriket is mens maar eintlik waaroor dit gaan, want dis skaak op hoë spoed nie waar nie. Ja, 100% en dit ek dink dis 'n droom vir myself en ek dink baie ander cricketspelers om toetskriket eendag vir hulle land te speel. Natuurlik ja. As mens kyk na die toestande in Engeland, hoe het dit jou balwerk verander teenoor wat ons hier in Suid-Afrika het wat toestande aanbetref? Natuurlik lewenswyd verskil. Ja, ek dink ons het baie goeie voorbereiding gehad voor die tyd. Ek dink ons was 'n week voor ons eerste wedstryd al in Engeland en ons het half probeer aanpas by die verskillende kondisies. Ek dink Engelse kondisies werk maar altyd lekkerder saam vir 'n bowler met hoe hulle weer en klimaat en omstandighede uitwerk. So dit was maar eintlik lekker om aan te pas, maklik om aan te pas, so en ek dink ons het dit nogals goed gedoen. As jy na jouself terugkyk nou en jy dink aan voor die toets teenoor na die toetsreeks, is daar nou meer druk op jou? En hoe voel jy? Hoe hanteer mens daai tipe van druk? Want nou was daar 'n groot vertoning. Nou ewe skielik is daar verkykers wat kyk, nie waar nie? Kyk, ek dink daar's altyd maar druk op jou wanneer jy jou land verteenwoordig en as jy terugkom na dit goed doen. Maar vir my, ek dink ek gaan nie te veel aandag gee aan wat buite myself en buite die span aangaan nie, maar probeer fokus op wat ek kan doen. Ek gaan altyd kyk om weer goed te doen, maar as ek net kan beheer wat ek kan beheer, dan sal ek my beste gee en dan van daar af kyk ons wat gaan gebeur.
Is jy een van daai vinnige bowlers wat inkom aan die einde van 'n golfbeurt en as jou span jou nodig het en laat waai, of is jy 'n ou wat jouself so bietjie kan terughou? Nee, ek hou daarvan om bietjie hande te gooi wanneer ek daar inkom, maar dit hang maar altyd af van wat die span nodig het en dan probeer ek maar my beste met die golf. En is daar plekke waar jy nog kan verbeter met die golf en hoe gaan mense te werk om dit reg te kry vir 'n vinnige bowler? Ja, kyk, daar's definitief plekke by my golfwerk wat ek moet kan verbeter. En dis maar net altyd bietjie batting tyd kry as jy klub cricket speel of in die nette, net saam met die coaches werk, die mense wat weet en net van hulle idees kry en dan dit al implement in jou game. Wat is volgende vir die onder 19 span en waar staan jou kop wat dit aanbetref? So vir my, ek's nou klaar met onder 19 cricket, dit was nou my laaste toer, so ek's baie happy om dit al so goed af te eindig. Natuurlik. Die span gaan nou begin fokus op die volgende onder 19 wêreldbeker, die nuwe groep jong ouens inbring en hulle ontwikkel. Vir myself, ek gaan nou half in die professionele setup in beweeg en bietjie cricket saam met ons domestic span speel en ek sal graag al van nou my naam nou te begin groei in die professionele wêreld en soveel as moontlik te leer van die mense wat dit nou al baie langer as ek doen. Jy skryf matriek eksamens op die oomblik en hoe gaan dit daarmee? Net so terloops. So ek het nou nie baie skool gedink vandat ons nou weg is nie, maar ja, ek sal nou probeer seker nou maar bietjie meer op die akademie fokus en dan net seker maak ek kom daarom matriek goed deur. Waar gaan jy speel? Beroepskriket speel? Ek sal al van nou daar by die Lewste bly in Johannesburg, maar op die oomblik waar ook al die talent raak gesien word, maar ek sal al van nou vir die Lewste job. En is dit moeilik of maklik om by 'n professionele span, 'n beroepspan in te kom in jou situasie? Ek dink dit is so 'n bietjie moeilik, jy weet, want jy speel teen ouens wat nou al 20, 30 jaar, nee 30 jaar, nie 15, 20 jaar se experience agter hulle naam het, so daar's baie harde werk wat agter die scenes moet ingaan as jy 'n geleentheid wil kry in sulke goeie spanne, maar ek's up for the challenge, so ek gaan my bes te doen en dan kyk ons wat gaan dit van daar af. Ons is baie trots op jou en natuurlik op die hele onder 19 span. Baie dankie vir jou tyd. En as jy daai eerste beroepsbuiging maak, kan ons nie wag om jou hier te kry nie. Awesome, baie dankie. 'n Cricketman tot in sy wit bootse in en ek hoop dit sal nog lank so bly. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug met Kuns vir die Siel en 2 Nelson Mandela Universiteitsstudente. Ek is Nadine Vosloo en baie welkom by ons kreatiewe sessie. Nou die lewe is interessant, nee? Daar is soveel fasette en soveel balle wat in die lug gehou moet word. As jy dink ons is nie eendimensionele wesens nie, dit is geestelike en emosionele welstand, fisiese gesondheid, finansiële welstand, verhoudingsloopbaan en al hierdie balle moet in die lug gehou word. Baie belangrik is perspektief. En so baie keer val ons in die slaggat om net 3 speeltjie te kyk, agtertoe te kyk in plaas daarvan om na hierdie hele wye vooruit te kyk, dit wat voor ons lê. En baie belangrik is om vir elke faset van ons lewe 'n droom te hê. Ook belangrik is om nie op jou drome te slaap nie, maar daaraan te werk. En vandag gaan ons werk aan 'n droom om kreatief te verkeer en 'n kunswerk te skep. Maar om onsself te herinner dat ons vorentoe moet beweeg. So ons gaan werk op canvas en wat ek ook het is veld. Nou hier is daai veldplakkers wat jy onder jou meubels plak dat jy houtvloer of jou vloere moet krap nie. Ons het koue houtlijm of gom, gips en dan het ons ook 'n Olympic Paints verfkleur in die naam cream sorbet. Maar wat jy gaan doen is, jy vat jou gips en jy skep van dit in 'n mengbakkie. Hier is sommer so 'n kwart lepeltjie. Jou koue lyn is dit wat gaan help dat dit bind op jou canvas. So ek
gooi 'n bietjie uit. Hier is seker 'n goeie eetlepel vol. En ek begin eers deur die twee bestanddele saam te meng. En soos ek sien, ek het meer lym nodig, voeg ek net meer by. En die laaste bestanddeel lyk amper nou soos melkbos. Die laaste bestanddeel is die verf en dit gee ekstra vloeistof en bindingskrag aan my mengsel. Ek meng net by totdat ek sien ek het 'n lekker vloeibare gipsmengsel. En jy kan verf byvoeg sowel as die houtlyn totdat jou mengsel lekker sag is. Kreatiwiteit gee vir jou daai waagmoed om te droom. En as jou drome jou nie bang maak, droom jy nie groot genoeg. Wat ek nou volgende gaan doen, is ek gaan hierdie veldplakkers posisioneer op my canvas. Hier kan jy mooi meet om seker te maak hulle is simmetries of jy kan enige patrone hartslus skep. Hierso het ek 'n canvas wat reeds geplak is. Ons gaan 'n verfkwas gebruik en ons gaan hierdie mengsel plak bo op ons canvas. So werk mooi in al die groefies en gleefies, verwyder oorskot uit die groefies. Jy sal sien in baie van die meubelwinkels op die oomblik is sulke kunswerke in die vertoonvensters sigbaar, maar jy gaan dit nou self kan skep. En dit is 'n geduldige proses, maar dit is ook baie bevredigend. Maak seker jy bereik al die detail. En wat jy ook kan doen is, wanneer jou eerste laagie droog is, wend jy 'n tweede laag aan. Solank die proses sin maak, gaan jy dit heeltemal self kan bemeester. Ek het hier 'n bordjie langs my wat klaar sy 2 laagies op het. En droog geword het. En dis hoe dit dan lyk. En jy kan 'n grootte skep soos wat jy wil. En selfs meer as een, sodat jy 'n versameling kan maak. Iets waaraan ek myself altyd herinner, is die wyse woorde van Albert Einstein. Hy het gesê, "If at first the dream is not absurd, then there is no hope for it." So wat ek vir jou wil sê is, droom oor jou lewe, droom groot, maar moenie net droom nie, doen ook. Two Nelson Mandela University architecture students are putting South African design on the global map. Ron Smith and Rudy Scholes recently won the Saint-Gobain Architecture Student Competition with their sustainable design project, Seeding the Sava. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us today. Good morning. Good morning. So how did you guys decide to enter this competition? It was part of a required part of our academic curriculum, but it was 2 groups that were entered in the university, but only one went through to nationals, and then we won nationals, and then that's ended us up in Serbia. So and winning nationals, it made us it gave us the positivity to know that we had a strong concept and that it is international level. And how did it feel to win the competition? For us, I mean, I'm still in disbelief. We spent so many weeks on this project, countless nights of just working so hard just to achieve our goal, and for us to win on a global stage with all of that talent at the international stage, it gave us the confidence that our South African
concepts and work we do over here is literally a global level. Now, your project focused heavily on sustainability. What does sustainable architecture mean to you other than just using green materials? So our project, Seeding the Sava, went out of its way to try and find a deeper understanding of sustainability beyond just materials. So our whole philosophy during the project was sustainability is thinking 30 years down the line. So what does our building become 30, 50 years from now when it's not going to be the same building? And it should be able to be disassembled. Building that can be reused down the line, that cuts its carbon footprint tenfold. But it just came over thinking ahead and thinking what the building contributes to the surrounding civic realm beyond just its appearance and its materials used. Well, we are extremely proud of you. What's next? Big question. Yeah. For me and Rudy, we're just going to continue our studies and continue contributing to South African architecture in the way we can, trying our best. But yeah, extremely excited, and it's great to see our work validated on a global stage. We are extremely honored in the whole thing, and it's glad to bring it home to South Africa. Yes, and to add to that, we can integrate all of the sustainable practice that we've learned at the international stage and integrate it into our work here into South Africa to create buildings that actually respond to its natural environment instead of disregarding that. Well, thank you so much for joining us. Ons hou julle met groot belangstelling dop, maar intussen kan jy bly net waar jy is, want Rian Benadi kuier net hierna saam met ons en deel nuwe musiek. Ons heerlike stukkie musiek wat ons met jou deel vanmôre. Skraakvars en splinternuut was dit Rian Benadi se lof. Well done, baie 'n geluk. bietjie lof daar. Dankie my vriend, waardeer. Dis nou baie nice van jou. En ek is so bly jy het nie weggehardloop nadat ons nou vanoggend eers die oggendpraatjies met jou gedeel het. Nee, ek's bly julle het nie weggehardloop nie, my gaste, jy weet. Hoorie my vriend, maar baie geluk met 'n lekker liedjie wat eintlik die lof besing wat 'n ou as liefde teenoor jou maat, teenoor jou vrou en so moet baie dankie beskryf. Ja, dit was vir my was my een interessante skryfsessie hier. Ek het hierdie liedjie jy sal weet party songs kom maklik en party liedjies kom moeilik. Hierdie een was bietjie makliker want ek het gesit en dink oor 'n spesifieke ding in die sin van jou vrou sal jou partykeer vra like hoe voel jy regtig oor my, maar mense sal nooit weet hoe jy regtig oor hulle voel nie, want hulle moet afwesig wees vir jou om jou hart regtig te praat. En ek dink dit is nogal die interessante ding soos van hierdie liedjie is net soos ons maak grappe die hele tyd. Jy weet wat doen jy as jou vrou se geld klaar is? Jy bring haar nog, jy weet. Maar die hele ding agter dit vir my was net soos om te sê hierdie is eintlik wat ek vir my vrou sou wou sê of vir jou maat sou wou sê is like ek bring jou nog en ek sing jou lof en jy sal dit nie weet nie. Ja. Daar's net dit is net iets wat jy nie kan weet nie, want dit moet gebeur in jou afwesigheid. En soos wat jy nou maar met hom gesit en bietjie gestoei het en goeters, het hy lekker gevorm en het jy sekerlik ook 'n oomblik gekry wat jy gesê het, hier is hy. Dis hy. Ja, ek moet sê dit is dis 'n interessante liedjie in die sin van toe ek hom net klaar geskryf het ek glad nie idee gehad van hoe ek oor hom voel nie, maar hoe meer ek die liedjie geluister het en aan hom gewerk het, het op my gegroei en toe besef ek daar's iets daaraan. Ook 'n interessante ding is as ek dit vir mense een keer gespeel het, kon hulle die koor onthou. Altyd vir my baie goeie verseker teken is, ja. En jou vrou was sy toe nou baie meer impressies met ander songs. Ek het al 'n paar liedjies oor Melissa geskryf en ek dink sy glo my tot vandag toe nog dit is die waarheid nie, maar sy sal nie weet nie want dit moet in haar afwesigheid gebeur, jy weet. Maar ek dink sy is besig om dit uit te figure en die liedjie praat ek maar net van daar's baie tension in enige verhouding en dis partykeer goed en is partykeer sleg en dit alles moet deel wees van 'n verhouding om dit interessant te maak en
ons sal nie groei nie en ons sal nie beter mense word as dit nie is vir jou maat wat dit van jou verwag nie. En jy wat dit van jouself verwag nie en jy wat dit van jou maat verwag nie. So is alles 'n journey. Ek sit vanoggend en ek dink nou weer ek en Melissa het byvoorbeeld vanoggend 'n klein uitvalletjie gehad. Niks is al perfek nie. Ja. Jy weet en ek dink die geheim agter dit alles is om die groter prentjie te probeer sien en nie vas te kyk in die moeilike goed die hele tyd nie, jy weet. Die musiekvideo pas vir my ook so perfek by die liedjie. Ek meen hy het aanvanklik ook net so lekker begin, eenvoudig, soos wat die liedjie is. Wel, ek dink wat vir my lekker was van die musiekvideo is om my twee bendelede saam met my te hê. Daar so Leon Jansen van Rensburg en Leroy Sauls. Ons kom nou al amper 6 jaar saam wat ons saam toer. En ons al drie is getroud, so dit was vir my so lekker. Ons klankman Brandon Oret was nou nie in die musiekvideo nie, want hy's nooit op stage saam met ons nie, maar dit was so lekker om die 3 getroude manne op hierdie musiekvideo te hê. En ek dink ons almal het so 'n half idee waarvan ek sing daarso. So. Dis ook daarom 'n lekker ding, jy praat van die bende, jy weet, hoe ou as 'n band en as ouens ook saam groei van waar dit was in die drome wat jy het om te rock and roll en hoe dit eventually doen, maar ou groter word en dan saam dit ook net so lekker kan geniet. Ja, ek moet vir jou sê, een van die grootste vreugdes wat ek het is om van die begin van my loopbaan toe spontaan uitgekom het, vir Leon en vir Leroy saam met my op die pad te hê. En Brandon ook, my klankman, ons is 4 mans wat nou al vir amper 6 jaar saam travel. En dit is so lekker, want dit is lankal nie meer net mense saam wie ek werk nie, is my familie. Ek sien hulle partykeer meer as my eie gesin. Ja, nee, dis verseker. Maar nou sit ek ook en dink net, dink net die stories wat ouens soos Bon Jovi en U2 en goeders kan vertel, want hulle is ook ouens wat as jong tieners saam begin werk het en vandag is hulle ook al. Ek dink hulle stories is aansienlik meer diep, want ek dink natuurlik met hoe langer jy tyd saam spandeer op die pad en saam met jou familie werk, hoe meer ingewikkeld raak dit om by mekaar te bly. Ek dink en dit is 'n mooi ding as 'n mens dit kan uitfigure hoe om saam te bly. Is hierdie deel van 'n EP of is dit net maar ook een van die songs en dan oor 'n maand of 3 of 'n week of 6? Ek dink nie EP's gaan meer rarig geding wees nie. Dit raak nou baie ingewikkeld om groter stukke werk uit te sit. Tensy jy alles bemark kry, maar dit sal klaar 'n werkie om een liedjie te bemark. So ja, nee, dis een stukkie musiek en daar's nog heelwat wat lê en wag vir die res van die jaar. So dis wat ek wou hoor. Maar baie dankie dat jy lof met ons kom deel het en man, ek weet sommer hy gaan goed vervang word. Natuurlik die afgelope Vrydag is hy al vrygestel, so hou ons op hoogte as ek jou weer raakloop aan. Sit ons om 'n koppietjie koffietjie. Dankie baie Pieter. Waardeer. 'n iced coffee. Dit was Rian Menari en kyk uit vir sy liedjie Lof, ook natuurlik op al jou musiekplatforms en dies meer. Dis ongelukkig dan alwaarvoor ons tyd het wat vanoggend aanbetref. Ons het weer heerlik saam met jou gekuier en van my en die res van die span wil ons vir jou sê, ons weet sommer jy gaan nie net 'n lekker dag hê nie, maar ook 'n wonderlike week. Van ons almal af, bly mooi en mooi bly en sorg dat jy nooit op 'n droom nie. Lekker dag.